Kom ons kniel en eerbied voor hom neer. Kom ons loof hom en kom ons prys hom. Kom ons gee hom al die eer. Al die aanbidding, al die lofprysinge. Sy naam tot eer. Amen. Geliefdes, ek groet julle vanmôre in die wonderlike naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Mag hierdie vir ons ook 'n spesiale dag wees. Soos ek vroeër gesê het, kind van God. As kind van God is jy 'n erfgenaam van God. Met ander woorde, as ons kinders is van God, is ons sy erfgename. Hier wat beteken dit eintlik? As jy kind van God is, stap jy in sy koninkryk in, as 'n prins of 'n prinses. So ons is nie net gewone mense nie. Ons is nie net sommer maar nie. Maar as jy gaan kyk wat die Here vir ons sê, dan is ons baie meer as dit. Ek wil vandag 'n paar belangrike skrifgedeeltes met julle deel. Dit begin met Romeine 8 vers 8 tot 17. En ek wil hê julle moet baie mooi luister. En julle kan maar agterna weer gaan mooi kyk wat sê die gedeelte. Romeine 8 vers 8 tot vers 17. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. As naamlik die gees van God woon in julle. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Die behoort nie aan hom nie. As julle Christene is, net so 'n bietjie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan broeders is ons skuldenaars, nie aan die vlees, om na die vlees te lewe nie. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Ek wil dit net herhaal. Almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Nou is hier baie belangrike ding. Dit staan hier, die gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan is ons ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Dit is wonderlik, nee. As ons naamlik saam met hom lê, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Julle sien,
Ons as kinders van die Here werk na ontsettende groot beloning. Erfgenaam van God. Maar weet julle, dat sy ook mede-erfgename van Jesus. Mede-erfgename van Christus. Wat 'n wonderlike gedagte is dit nie. En ons kan regtig waar kyk daarna, of vashou daaraan, want ons sal ook so deur hom verheerlik word. Ons het nie nodig om onsself te verheerlik of mense om ons te verheerlik nie. Want weet jy wat die skrif sê ook? As jy jou beloning nie op aarde ontvang het, is daar niks waarvoor jy lewe nie. Is daar niks wat vir jou wag nie. So kom ons lewe maar liewers, soos wat die woord vir ons voorskryf. Kom ons lewe in hierdie wêreld wat God ons geplaas het, om sy lig te dra, om sy beeld te wees, om sy kanaal te wees waardeur hy tot sy kinders spreek, en ook ander wat bereid is om te luister. Maar weet julle wat? Ons moet ook een ding onthou. Daar is 'n paar dinge as kind van die Here. Ek weet mense sê daarvan, God tugtig ons nie, maar ons lewe onder die liefdesverbond. Ek het nie sê julle, vir elkeen. Maar die woord sê uitdruklik, julle het die vermaning heeltemal vergeet, wat tot julle as seun spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie. En beswyk nie, as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet. En hy kastei elke seun wat hy aanneem. Geliefdes, julle dink baie daaraan, en die skrif sê dit ook. Dit sê hierso, as julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar, wat die Vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns. So my liewe broertjie en sussie, murmureer teen God se kastyding en sy tugtiging. Murmureer jou deur die pad waar hy jou vat. Want hy vat jou deur paaie waar jy gaan seer kry, waar jy gaan teestand kry, waar jy gaan aanvalle kry. Weet julle, in die Bybel het ek nog nie gelees dat hy sê, jy sal nie swaar kry nie. Daar sal nie aanvalle teen jou wees nie. Inteendeel, het gesê, vir my sal julle mishandel word, gestenig word, gekruisig word, vir my naam. So eintlik waarsku die Here ons. Hy sê eintlik vir ons, wees gewaarsku. Maar dan murmureer ons so vinnig en ons vergeet, as 'n baba gebore word. Hoe word jy 'n groot mens? Waardeur gaan daai baba? Hoeveel keer sukkel hy om te kruip? Hoeveel keer sukkel hy om op te staan en te val? Hy word groter, hy begin nou loop. Maar dan struikel hy nog en hy slaan nog neer en dit is 'n boekbek en dit is stik in dit nie, koppe en is hande en alles. Maar net dit al weer vergeet, dan gaan hy aan.
Dan kom hy op 'n stadium wat hy begin hardloop. Nou weet julle, ek onthou iets uit my jeug. Ek was net in die skool. Toe's daar atletiek. Maar ons het nie op sulke lekker bane gehardloop soos vandag nie. Ons bane was 'n bietjie sand en gras en alles. En dit het so gegaan. En as jy nou lekker so op spoed is, dan trap jy ewe skielik in 'n gat en dan seil jy op jou maag en jou stuk en jou bors se skraap en alles. En dan vlieg jy daar op 'n hardloop jy nou probeer jy nou by die ander ou soek en al. En jy wil daar nou nie te sleg lê. Nou word jy groter. Nou moet jy self begin 'n besluit neem. En dan draai daai besluit baie keer om en hulle roer jou. Maar jy gaan voort. Dan word jy 'n tiener en 'n jong mens. En jy loop teen alle dinge vas, die wêreldse versoekinge en al hierdie dinge. En jy moet vas staan, en baie keer dan val ons ook maar. Maar dan staan ons weer op. En ons probeer weer. Want jy moet sien, die hele lewe is 'n geestelike gimnasium. Hoe meer teenstand jy kry, hoe meer oefeninge jy kry, hoe beter, hoe sterker word jy. En jy sal vind op 'n dag, dat jy kom wat jy moet spaar voor iemand staan, en jy met hom in sy gesig en van sê, ek kies my God. Vra jouself af, wat jy gaan doen. Vra jouself af. Weet jy, ons grootste probleem as kinders van God is natuurlik, dat ons te eie wys is. Dat ons nie luister na wat God vir ons sê nie. En ons laat hierdie eie ek hier agter ons op paai stuur wat ons seer kry. En dan moet ons nog die cheek om te sê, dit is die Here wat ons versoek. Die woord sê duidelik, God versoek jou nie. Jy druk jouself daar, deur jou besluite. Hierdie eie ek wat hier in jou agterkop sit. Wat hom nie wil onderwerp aan die gees van God nie. Met ander woorde, jy is besig om 'n varkhok te bou hier binne. Gaan jy saam met die varke slaap? Nee. Gaan jy verwag dat die Here of God se gees sal in jou varkhok moet omslaap? Dink 'n bietjie daaroor. Wat is hierdie? Is dit 'n varkhok of 'n paleis? Ja, so 'n prentjie, 'n speletjie wat ons altyd gespeel het. Huis, pondok, huis, paleis. Wat dink jy van die drie is jy? Jy weet die pondok of die varkhok. Die huis is dan so in between, daar begin jy nou amper regkom. Jy moet strewe vir daai paleis. Jy moet strewe dat jou eie ek, 'n paleis is 'n paleis van die Here. Wat in jou is. Maar jy weet, as ons dit nie toelaat nie, kan ons nie sê ons is kinders van hom nie. Galasiërs 4 vers 6 en 7 sê vir ons. Omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur. En ons roep uit Abba Vader. Of Abba, dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf. Jy is nou kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Maar nou moet julle weet, ons is sy erfgename. Maar, weet jy,
Jy het gehoor dat 'n vader die 3 of 4 kinders en ewe skielik hoor julle maar hy die een ontferf. Dan vra julle nou maar hoe kan jy so harteloos wees? Is jy harteloos? Jy is regverdig, jy lewe volgens geregtigheid. Want as jy as kind nie oor in jou kop het nie, moet jy luister, moet jy voel. Dit is maar net so. Dan kan jy nie omdraai vir jou pa kwaad wees nie. Want jy het dit self oor jou gebring. Net so kan ons nie omdraai van God kwaad wees. Omdat ons as sy kinders straf as ons fouteer. Of as ons rebelleer nie. Ons moet net 'n bietjie kyk na Timoteus, hoe betroubaar hy was. Filippense 2:22 sê vir ons. Maar julle weet hoe betroubaar Timoteus is. Soos 'n kind saam met sy vader. Het hy saam met my die saak van die evangelie gedien. Wat sê jy? Is jy bereid om die evangelie te dien? Ek het 'n groot vraag. Wat dink julle verwag God van ons? As ons sê dat ons kinders van God is. En hoe moet ons lewens dit weerspieël? Kom ons kyk 'n bietjie na wat sê die karaktertrekke van die kinders van God vir ons. Soos dit uitgelê is in die Saligsprekinge, Matteus 5:5-12. Die vrugte van die Gees, Galasiërs 5:19-22. En dit is alles in lyn met God se Gees om ons te kan verklaar as kinders en erfgename van God. Romeine 8:12-17. Spel dit vir jou uit. Kom ons kyk 'n bietjie. Wat is die karaktertrekke van 'n kind van God? Die eerste ding is, die woord sê jy moet die lig deur jou laat skyn. Is jy die lig van die wêreld? En laat jy toe dat die Here se lig deur jou skyn? Dis die eerste een. Lewe jy in sagmoedigheid, of wil jy altyd baas speel aan, altyd net die beste, die sterkste, die grootste, alles wees? Leef jy in geregtigheid? Voed jy jou kinders in geregtigheid op? Lewe jy in geregtigheid saam met jou werkgewer? Saam met jou onderwyser by die skool? Saam met jou boeties en sissies in die gemeente? Lewe jy in geregtigheid? Daar waar jy in die dorp wandel, waar jy gaan koop, waar jy gaan besigheid doen. Lewe jy in geregtigheid? Wat sê die woord van omgee vir ander? Dan is die vraag daarso. Matteus 5:7 kan dit vir jou sê. Jy moet streef om te leef in barmhartigheid. Nou nie so nie, maar as jy dit gaan lees, dan sê jy op hierdie antwoord kom. Gaan lees maar die Saligsprekinge. Is wonderlik. En dan gaan kyk jy daar. Hoe vergelyk jou lewe met wat daar staan? Mense, jy moet rein van hart wees. Iemand wat rein van hart is, sal nie daar dit oor sy hand kry om iemand anders te beledig, of te besteel, of kwaad aan te doen, of wat ook nie. As jy rein van hart is, sal jy toesien dat jy 'n skoon en heilige lewe lei. Dit meen jy met 'n vrede lewe met ander as kinders van God. En nog meer.
Jy moet bereid wees om vervolg te word ter wille van sy geregtigheid. Met ander woorde, ter wille van wat die Here gesê het, vir my sal julle mishandel en bespot en beswaarder word, vir my sal julle sterf. Is jy bereid vir dit? En dis geregtigheid. As jy 'n soldaat op die grens is, of in die oorlog is, as jy sien daar val jou maat, vergeet jy alles en jy gaan haal vir hom. Of jy hardloop weg. Een van die twee. So is dit. So is dit. As jy vervolg word vir die geregtigheid, gaan jy vasstaan of gaan jy weggaan? Gaan jy sterk staan teen die belediging waarteen die Here jou waarsku, teen die vervolgings, die valse aantuigings, wat jy moet ontbeer om God se wil. Geliefdes, dis alles karaktertrekke van die kind van die Here. En dan is daar nog meer. As ons gaan kyk na die vrugte van die Gees, as ons gaan kyk, wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons, ek moet vermy die werke van die vlees. En wat is die werke van die vlees? Oorspel, hoerery, onreinheid, ongewondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partytskap, afguns, moord, dronkenskap, rassery en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Gaan lees dit maar gerus. Dan kyk jy, hoe stem dit ooreen met die saligsprekinge? Dan kyk jy, hoe stem dit ooreen met jou verantwoordelikhede as kind van God? Want net hierna, in Galasiërs 5 vers 22 sê die woord vir ons, leef in die vrug van Gods, van die Gees, naamlik liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Hoe beantwoord jy daar? Hoeveel keer gaan jy en gaan kyk na hierdie dinge? Hoeveel keer doen jy so 'n bietjie stoktyking? 'n vriend van my jare terug, hy soek na hom oorlede, het altyd gesê, hy gaan nou weer 'n bietjie stoktyking doen. En dan vir 2 dae of 3 dae, tydjie 'n week, kry hom in die hande nie, want hy doen stoktyking. Hy leef voor die Here. Die aand staan ek in die veld, besig met sendingwerk. Toe bel hy my uit die hospitaal en toe sê hy vir my, bel my net om my te groet, want hy gaan nou huis toe. Hy sê my, julle moet vashou wat julle doen, ek bid vir julle. Ek sal by my Vader pleit vir julle. Ek sê nog van, jy ontslaan. Hy sê, nee, ek gaan na my Vader toe. Jy verstaan verkeerd. Môre 12 uur is ek nie meer hier nie. Dan is ek in die troonkamer. Toe besef ek, die man is eintlik besig om vir my te sê, gaan jy nou afskip. En hy groet ons. 12 uur die volgende dag toe was hy oorlede. Ek hou baie keer voor as 'n rolmodel. Hoe om aan die Here vas te hou. Hoe om terug te kyk in jou lewe, nie na die lekker dinge nie, maar na die regte dinge.
te sien waar het jy verkeerd gegaan, om te kan verbeter. Weet julle, aan die einde van die dag, kry mense ontsettende groot beloning. En hierdie beloning sê, jy moet leef in blydskap en verheug, en jou verheug, omdat jou loon groot is in die hemele. Soos hulle jou vervolg, so het hulle die profete in die ou dae ook vervolg. En er is nog een van die saligsprekinge, net 'n bietjie anders gestel. Matteus 5 vers 12. Dit is die beloning. Is dat ons in blydskap sal lewe en onsself verheug, omdat ons loon groter as enige iets in die hemel is. Geliefdes, ons moet onthou, ons is die sout van die aarde, soos die skrif ons sê in Matteus 5 vers 13. Die Here wil hê ons moet sy lig uitstraal. Hy sê ook vir ons, jy steek tog nie 'n stad wat op 'n berg staan werk nie. Jy steek nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maat nie. Dit moet skyn. Die wêreld, die mense, moet kan sien daar is iets in jou. Hulle moet jou kan herken as kind van God. Ek sal nie vir julle sê nie. Ek kan maar vir my vrou vra. Wat het 'n vrou in Dubai, in 'n 80% moslim area, ingestap het in hospitaal. Wat sê vir my gesê? Ek kom maar vir my die vrou. In my lewe het ek dit ondervind, dat ek moes opstaan vir my God. Ek moes bereid wees om alles, my toekoms, my werk, alles prys te gee. Keuse gehad. Dank die Here het my gelei daartoe om 'n regte keuse te maak. Weet jy wat? Weet jy wat is my beloning vir die regte keuse? Dat niks met my gebeur nie. Niks. Mense het net meer respek vir jou as jy kan staan. Maar weet julle, ons kom in aanraking met ander gelowe. En dan is daar van hulle wat sê, as dit hoe 'n kind van die Here lyk en hoe hy lewe, wil ek nie ene wees nie. So, die moslims, die boeddhiste, die hindoes, almal, sal baie vinnig vir jou sê, as dit is hoe 'n kind van die Here is, wil ek nie wees nie. Leef Jesus. Leef sy opvattinge, sy riglyne. En laat toe dat die Gees jou lei, want dan sal jy ook die beloning kry, waar die Gees saam met jou Gees sal getuig, dat jy 'n kind van God is, dat jy kan sê, Abba, dit beteken Vader. Geliefdes, is jy 'n kind van God? Hoe staan jou lewe? Nou vra ek net vir julle, in vergelyking met wat julle gehoor het, wil ek vir julle iets vra.
En ek wil vra, wat dink julle verwag God van ons, as ons sê dat ons kinders van God is? Verwag hy dat jy dit vir iemand moet sê, of verwag hy iemand anders moet dit vir jou sê dat jy kind van die Here is? Watter een verkies jy? En dit is waar die karaktertrekke van die kind van die Here uitkom, wat ons reeds gesien het. Matteus 5, vers 5 tot 12, Galasiërs 5, vers 19 tot 22, en Romeine 8, vers 12 tot 17. Gaan kyk maar weer eens daarna, en besluit waar jy is. En dan vra jy jouself af, hoe is my lewe in vergelyking met wat jy nou gehoor het, of wat ek nou gehoor het? Wat gaan ek daaromtrent doen? Gaan ek juig? Gaan ek dalk my kop in skaamte laat sak? En as dit die geval is, hoe gaan ek dit regkry? Wat gaan ek doen? Wat is my planne vorentoe? Onthou, jy moet nie vir ander sê, jy is 'n kind van God nie, hulle moet dit vir jou sê. Dan is jy reg. Dan weet jy, mense sien die Here nie. As iemand anders vir jou kom staan, Annelies sit daar agter. Dit was in 1994. Dis Annelies saam met my in Malawi. Sy is so 'n jong dogter. Toe stap ek en sy aan die bos en kom 'n vrou na ons toe. Die vrou het nie eers oë nie. Maar as jy net kyk na daai vrou se gesig, sien jy Jesus so vol in haar. En dit in 'n moslimland. Moslim regering. Alles is moslim. Nou kom sy nog en sy sê vir jou, peace by your family. Hoe klein voel jy, as jy dit beleef? Geliefdes, kom ons leef so, dat mense dit in ons kan sien. Dat hulle die Here in jou kan sien, sonder dat jy praat. Kom ons leef in nederigheid en gehoorsaamheid. Volle afhanklikheid in die Gees van God. Amen. Amen. Ons het dierbare God en Hemelse Vader, ons dankie vir dag. Here, vir 'n wonderlike dag. Ons dankie vir hierdie boodskap, Here, en ons loof en prys die heilige naam daarvoor. Here, my gebed is egter dat ons vandag hier uitstap by daai deur. Dat ons nie dit wat ons gehoor het, die agter sal laat en vergeet. Maar dat ons sal kyk na ons lewens. Dat ons sal aanpas en sal doen, soos U dit verwag. Dat ons sal leef in geregtigheid, en gehoorsaam, en volle afhanklikheid van U. Here, dankie dat U ons voorgegaan het, en dankie dat U ons so getrou bewaar, en dan ons skenk die wysheid, die insig, en die moed om aan te gaan. Dankie daarvoor, Here. En my gebed is ook dat dit vir ons toekomste so sal bly. En ek bid dit in U naam, soos U vir ons voorskryf, Johannes 14, vers 12 en 13. Die wonderlike naam Jesus Christus van Nazareth. Amen. Amen.